Bybel het, blaai saam met my na Markus 11 toe. Ons is besig om na hierdie gedeelte te kyk. Ons is besig om na 'n paar tekste te kyk wat ons absolute oortuiging wil kry in ons hart. Hierdie is waarheid en is nie net waarheid nie, dis waarheid vir nou. Dis nie net iets wat Jesus vir sy disippels van daai tyd gesê het nie. Ek wil iets duidelik maak dat daar's geen verskil tussen die disippels van daai tyd en ons nie. Inteendeel, as jy nou regtig wil tegnies raak, was daar 'n verskil tussen hulle en ons. Is die disippels toe hy met hulle hier gepraat het, was hulle nog nie wedergebore nie. Maar ek glo ook dat sy woorde was vir hulle, vir wanneer hulle wedergebore gaan word. En hoor mooi, dat God is nie 'n aannemer van die persoon nie. So wat hy vir daai disippels gesê het, Matteus 28, dan sê hy vir hulle, gaan uit, maak disippels van al die nasies, en dis gewoonlik waar ons stop. Maar dis nie waar daai teks stop nie. Daai teks eindig met, hy sê, en leer hulle alles wat ek julle geleer het. En hierdie is een van die goed wat Jesus sy disippels geleer het. Ek en jy kom met ons berg. Dis nie pie in the sky hierdie nie. Dis waarheid vir nou. Ek gaan vir ons uit die 2020 vertaling lees en ons gaan oor 'n week of 2 gaan ek vir jou presies sê hoekom. Ek wil hierdie goed vir ons elke week lees, dat ons gewoond kan raak daaraan, nie net gewoond raak daaraan nie, maar dat ons hart dit kan hoor en dat ons dit in ons hart kan vasmaak. Hierdie is God se woord vir my vir nou. Markus 11 vers 22 sê Jesus, julle moet geloof in God. Onthou, die disippels was nou verbaas oor hierdie boom wat dood is, wat Jesus vervloek het, en die volgende dag kom hulle daar verby en die boom is dood. En dan sê hy vir hulle, hoe het hy dit gedoen? Hy het dit gedoen deur geloof in God. En hy impliseer hier vir hulle, as julle geloof in God het, kan julle dieselfde doen as hy. Ek weet nie of ek... Miskien moet jy dit daar op jou vyebome agter in jou, nee, dalk nie jou vyeboom nie. As jy 'n suurlemoenboom het, gaan toets dit op hom. Maar Jesus sê, jy moet dit nou nie op jou bome gaan toets nie. Daar was 'n ander simboliek gewees in die vyeboom wat hy vervloek het, want kom ek dit dalk net hier ingooi, as jy dit dalk nog nie gehoor het nie. So 'n vyeboom, as hy blare het, is hy veronderstel om vrugte ook te hê. Sy vrug is agter sy blaar. En as jy nou bietjie terug gaan lees, hierdie vyeboom het blare gehad, so hy was veronderstel om vrugte te hê. En toe Jesus daar kom, toe hy nie vrug nie. Die simboliek is, daar's mense in die liggaam van Christus wat lyk asof hulle die kerk is. Maar as jy die vrugte gaan soek, sal niks. En ek wil nie hê dit moet met ons gebeur. Dis hoekom ek hierdie goed met ons wil deel, want dis deel van die vrug wat Jesus wil hê ons moet vir 'n gebroke wêreld gaan uitdeel. Ons moet hulle kan wys, dis nie net die pastoor wat kan vir die berg sê skuif en hy skuif nie. Dis ek en jy. Dis vir sy disippels wat hy hierdie leer, en hy sê, gaan leer die ander, maak hulle soos wat julle is. Vers 22, dan sê hy, amen, ek sê vir julle, wie vir hierdie berg sê, elke pastoor wat vir sy berg sê, hy sê, wie vir hierdie berg sê. Dink die New King James sê, whosoever, wie ook al. Hierdie is 'n oop uitnodiging vir enige iemand. Wie vir hierdie berg sê, lig jouself op, gooi jou in die see,
En ons gaan vorentoe bietjie meer in diepte na hierdie kyk, want hierdie is so belangrik. Ons is so geneig, dis 'n ding wat so maklik offense in die kerk veroorsaak. En dan preek ons dit mis. En op hierdie stadium gaan ek doelbewus daaroor, ons gaan hierby stil staan. Hou maar vas jou belt, want ons gaan terugkom na dit toe. Hy sê nie in sy hart twyfel nie, maar glo dit wat hy sê. Wie glo? Hierdie is vir enigiemand wat glo. Onthou het begin met sê, jy moet geloof in God hê. Jy moet oortuig wees van wie God is en jy moet jou vertroue in God sit. En as dit jy is, kan jy vir jou berg sê, hef jou op, gooi jou nie sê, hy sê, as hy nie twyfel nie, maar glo dit wat hy sê gaan gebeur, vir hom sal dit gebeur. Het sy dit jou leë bankrekening is, het sy dit kanker, siekte, dit kan enige berg in jou lewe wees. Jesus gee nie vir hierdie berg 'n naam nie, hy sê net, as dit jou berg is, as jou vertroue in God is, en onthou, dis nie my of jou krag wat die berg skuif nie. Dis nie Jesus omdat hy God is wat vir die boom gesê het, niemand sal ooit weer van jou eet en toe vrek hy nie. Dis die krag van God. Jesus leer hulle hier hoe het hy die boom doodgemaak. Want Petrus kom en sê, Rabbi, die boom wat jy vervloek het is dood, en Jesus leer hom hoe het ek het gedoen, deur die krag van God, deur my. En dan sê Matteus, gaan leer hulle wat ek julle gedoen. Dis die krag van God deur jou, wat jy vir jou berg sê, ek sê nou vir jou, tel jouself op, gooi jou nie sê. En dan sê in vers 24, en hierdie is spesifiek, hoekom ek uit die 2020 vertaling hierdie gedeelte lees. Hy sê, daarom sê ek vir julle, alles waarvoor julle bid en vra, glo dat julle dit al ontvang het. Glo, jy het dit klaar. Dis baie anders as om te sê, Vader, as dit u wil is, en u my liefhet, en u sien hoe baie kerk toe gaan, en hoe gereeld ek gee, en as jy al hierdie goed van my sien, ag sal jy asseblief net hier in my lewe, net hierdie ou ietsiekie kom doen. Die arme ou sondaartjie, asseblief. Daai gebed is nie skrif nie. Ek weet ons voel heilig as ons so bid, want ek is mos nou maar net 'n niks nie. Maar jy's 'n seun. Jy's 'n seun van God. En ek dink julle gaan my saamstem. Juliana, jy het 2 tawwe seuns grootgemaak. Maar sou dit vir jou bietjie weird gewees het as hulle elke keer by jou gekom en sê, mamma, ek sien daar's konfyt in die yskas, kan ek 'n bietjie konfyt op my droë broodjies sit? Jy weet die derde keer gaan jy sê, hoor regtig, what's up with the attitude? Wat gaan nie aan? Verstaan jy nie? Ek sê, dit wat in die yskas is julle sin. Dis wat hierdie ding ons leer. Wat in die yskas is joune. Glo dat wanneer jy die yskas oopmaak, is daar vir jou. Sê vir julle, onthou is Jesus wat hier praat. Jesus sê in die autoriteit, en dis die Jesus wat gesê het, ek sê niks wat ek nie by die Vader hoor sê het nie. Hy sê, nou sê ek vir julle, so eintlik sê Papa vir ons, alles waarvoor julle bid en vra, en glo dat julle dit glo
dat julle dit al ontvang het. Glo dis in die yskas. En dit sal vir julle so gebeur. Soos ek kan terugkom na ons prentjie toe, as Rian vir jou vra, mamma, kan ek volgende week, waarvan het hy gehou op sy broodjies? Het hy ooit broodjies geëet? Skool toe. Maar mamma, kan ek tomatie jam kry vir my broodjies volgende week? Is ek seker? Het jy moeite gedoen om winkel toe te gaan en vir hom tomatie konfyt gekoop? So maandagoggend, as hy die yskas oopmaak, doen hy dit met verwagting, as my tomatie konfyt vir hierdie week. Nou Jesus sê, as julle wat sleg is, weet hoe om goed te wees vir julle kinders. Hoeveel te meer. Dis wat hierdie vers vir ons wil sê. As jy vra, glo dis in die yskas. En wanneer jy nodig het om die yskas te gaan oopmaak, is dit klaar daar. Baie mooi. Dan ons ander vers waarby ons wil, wat ons voor oë wil hou, is in Johannes 14. Johannes 14 vers 12, waar Jesus, hy kom met 'n dubbele amen, amen, ek sê vir julle. Hy begin hierdie ding, hy wil al die twyfel uit hulle midde uit wegvat. Hy sê, ek sê vir julle julle kan in hierdie waarheid vashou. Maak dit joune. Wie in my glo, hier is ons weer, geloof. As jy vertrou in God se, as hy jou bron is, as hy jou voorsiening is, as hy jou krag is, jy sal doen wat ek doen. Ja, maar hy was Jesus, nee. Hy is 'n mens. Vol van God. In koneksie, in hierdie perfekte, intieme verhouding met sy pa, het hy gehoor wat vir sy pa gedoen het op aarde en hy dit gaan doen. En hy sê, ek en jy kan dieselfde lewe lei. Dieselfde leefstyl is myne en joune. Blindes wat nie eens oë gehad het nie. Jy kan vir hulle sê dat jy sien. Hoe die oog moet kom is nie vir my en jou om te weet nie. Daai is die krag van God. Hy brand om vir daai ou oë te gee. Maar hy het iemand nodig om deur te beweeg. Gaan ek en jy daai iemand wees. Ek wil met alles aan my sê, jy's dit. Doen dit deur my dit. So. Ek wil vir vandag se skrif waar ons wil uitkom, wil ek hê ons moet teruggaan na Markus 4 toe. Ons was en ons vorige keer toe ons oor hierdie gepraat het ons die eerste helfte, kan ek nou maar sê, van hierdie gelykenis in Markus 4 gedeel. Onthou die saaiër wat nou, ons het gedeel oor die harde pad, ons het gedeel oor die saad wat tussen die klippe geval het. Ek wil net ons moet onthou, wat se saad is hierdie, wat se potensiaal is in hierdie saad. Vers 20 sê hy, Markus 4 vers 20. En dit is hulle by wie in die goeie grond gesaai is. Hulle wat die woord hoor en aanneem en vrug dra, 31, 61, 100voudig. Elke saad wat gesaai is, het 100voudige potensiaal gehad. Die potensiaal van die woord is altyd 100voudig. Daai woord van julle kan doen wat ek gedoen het. As ek dit hiernatoe deurtrek, is dit elke keer wanneer ons gaan doen soos wat Jesus dit gedoen het, kan elkeen genees word. 100voudig. As ons 60voudig sien,
dankie Here, u woord werk. As ons 30voudig sien, dankie Here, u woord werk. Die potensiaal is altyd 100. Die fout, en dis waar baie mense wat hulle nie wil hoor nie. Die fout lê nie by die saad nie. Dit gaan oor die hart. Die grond waarna hy gesaai het, sê hy is ons hart. En as ons nie die oes sien wat ons wou gehad het nie, wat ons oortuig is uit sy woord uit, Here, hierdie is die oes wat moontlik is uit u woord uit. As ons nie daai oes sien nie, wat God moet verander. Nee. Die saad is altyd 100voudig. Hê eerder die guts en sê Heilige Gees, wys my wat is in my hart wat u woord verstik. En dis waarby ek bietjie wil stil staan vandag. Is vers 18 en 19. Dis die saad wat tussen die dorings geval het. Hy sê in vers 18, en hulle by wie in die dorings gesaai word, dis hulle wat die woord hoor en die sorge van hierdie wêreld en die verleiding van die rykdom en die begeerlikheid in verband met ander dinge kom in en verstik die woord en dit word onvrugbaar. Sorge, verleiding van rykdom, jy soek na ander goed en verstik die woord. Jy weet hierdie God se woord is nie soos 'n sekelbos nie. Hy kan groei in enige grond. Daar's die moeilikste, hardste grond. Daai ding, en ek weet nie of julle 'n oliebol ken nie. Oliebol is so snaakse kaktus tipe ding. Nee, is nie eintlik 'n kaktus. Is so onkruid tipe affære ding, maar hy het so 'n ronde saad met sulke penne. Jy kan grond 30 meter diep gaan uithaal en 'n hoop daar gaan gooi. En ek kan jou amper 'n waarborg gee. Oor 2 maande is daar oliebol op daai ding. Waar hy vandaan kom, hoe hy daar kom, ek weet nie. Ek weet nie of julle al hier langs die P91 is, jy nou daar na Evergreens toe ry. Daar het hulle grond daar langs die pad gegooi. Nou daai grond sê ek vir jou is die onvrugbaarste. As jy 'n miljoen daai grond gaan druk, gaan daar nie een pad opkom nie. Maar die oliebolle staan so hoog bo baie goed. Ek verstaan dit nie. Maar die woord is nie 'n oliebol nie. Hy gaan nie alles verdring om te kan groei nie. Die woord is amper vir my soos 'n petunia. Soos 'n wat is daai blom wat ons nou die dag gekry het? Orgidee. Jy moet hom versorg. Jy moet hom koester. Jy moet hom vertroetel. Jy moet tyd aan hom spandeer. En hy sal vir jou verskriklike mooi blomme gee. Maar jy kan nie waar buite in die wind en die weer los, intussen die dorings gaan plant. Die dorings gaan hom verstik. Wat hierdie gedeelte vir my wil leer is, ons het net soveel tyd in ons dag. Daar's net soveel voedingsstowwe in die grond. En daar's net soveel sonlig vir elke plant beskikbaar. En as hierdie doringboom groter word as die goeie saad, dan vat hy die sonlig weg.
En dan begin hy al die voedingsstowwe uit die grond uittrek, totdat daar vir hierdie, kom ons noem dit nou maar 'n orgidee, totdat daar vir hom niks oor is nie, en hy verstik, en hy vrek, en daar's geen blom gewees. En so is dit met sorge en die jaag na geld. Ek en jy het net soveel tyd in 'n dag. En ons kapasiteit om te konsentreer en te fokus en om ons aandag en energie aan iets te gee is beperk. Ons het net soveel. En ons moet so versigtig wees, waaraan spandeer ons hierdie? Dis al hierdie versorge en die jaag na geld en die jaag na ander goed, en net hierdie stukkie is vir die woord. Nie verbaas wees as jy nie die mooi blom sien wat jy wou gesien het. As jou woorde, jou gebede nie die krag dra, as jy nie sien wat Jesus beleef het nie, is nie sy skuld nie. Dis nie Abba se skuld nie. Ons moet die guts hê om terug te gaan, en ons moet versigtig wees om 'n balans te kry. Dis nie wat ek doen nie. Dis nie wat ek tafel toe bring en dan sê die Here, okay, al hierdie goedjies, alles mooi en ry. Nee wat? Okay, nee, daai ja, ek weet nie van dit. Gaan nou maar terug en dan doen jy vir my nog 'n klompie goedjies en dan kyk of jy op die kerkraad ook kan kom. Kyk of jy op die deel kan word van die musiek. Jy weet, as jy dalk by 'n selgroep ook aansluit en as jy dalk vir my nog so 2 hoofstukke 'n dag kan lees, dis glad nie wat hierdie oor gaan nie. Hierdie gaan eintlik nie oor meer doen nie, dit gaan oor minder en die verkeerde goed. Spesifiek hierdie tipe grond sê vir my hierdie grond was goed. Die hart was ontvanklik. Die fokus was net verkeerd. Die tyd wat hy aan die woord spandeer het, was beperk, en die tyd wat hy gespandeer het aan ander goed, het die oorhand gekry en die woord verstik. Die Here het vir my iets so moois gewys. In vers 19 begin hy en die sorge van hierdie wêreld. Ek gaan na die Griekse woord gaan kyk en is presies dieselfde Griekse woord in 1 Petrus, as jy vir my soontoe kan blaai, 1 Petrus 5 vers 7. Ek sal nou volgende keer sal ek vir julle ook merkies koop en vir julle voor die tyd die skrifte gee. Julle ook so vinnig soontoe blaai. Ek grap net. 1 Petrus 5 vers 7. Ons ken hom eintlik so goed, maar hier is vir my iets so mooi wat ek met julle wil deel. Kan ons dalk by vers 6 begin het. Hy sê, verneerder julle dan onder die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die regte tyd. Hy sê, verneder jou, want is nie jou krag nie, is sy krag. Besef net daai. Hy sê, dan sê in vers 7, werp al julle bekommernisse, en hierdie bekommernisse is presies dieselfde Griekse woord as die sorge van vers 19 in Markus 4. So wat doen ek met daai sorge wat my kant toe kom? Ek wil graag in my lewe sien, dat dit wat Jesus gesien het, dat ek dit ook al begin beleef. Ek wil graag sien dat my berg optel en homself in die see gaan gooi. Hoe kom ek daarby uit? Minder sorge. Wat doen ek met my sorge? Gaan sit nie op 'n hoopie en sê minder sorge, minder sorge, minder sorge. God gee vir ons 'n antwoord in sy woord. Hy sê, werp hulle op hom. Jy sien, dis nie ek en jy moet meer doen nie. Dis nie ek wat moet ontslaa raak van my sorge. En dan kom ek na hom toe, dan sê ek, Here, hoe lyk dit nou?
Hy sê, nog daai enetjie en daai enetjie, en dan gaan ek weer terug, en dan roei en stoei ek weer, en dan kom ek weer, Dad, check hom nou? Ja. Verhouding is eintlik so eenvoudig. Verhouding met hom is so eenvoudig. Hy sê, gee dit vir my. Hier is eintlik, as ons in Afrikaans wil praat van, as jy nog 'n vis vang, die Engelse mooi woord wat hulle sê, jy cast, as jy nou die aas ingooi, weet jy wat sê Afrikaans? Werp. Dis die regte Afrikaanse woord. Ja, as jy met 'n visstok, dan werp jy jou aas nie. En as jy nou goed kan cast, as jy nou goed kan werp, en jy's 'n goeie hengelaar, dan sien jy daai aas nooit weer nie. Next time wat jy daai hoek sien, is daar vis aan. Sjoe, dankie Here vir hierdie prentjie. As ek en jy dit kan regkry, om ons gemors op hom te gooi, as jy dit weer sien, is daar oes, is daar vis aan. Hy verander dit. Hy haal die aas af, sit vir jou vis aan. Hy maak dat as jy jou sorge op hom gooi, dan begin jy sien hoe jou berge skuif. Werp al jou bekommernisse op hom, want hy sorg vir jou. Die Engels sê vir my eintlik so mooi, sê, because he cares for you. Hy gee om vir jou. Wat met jou gebeur is vir hom belangrik. Hy sit hier aan een kant en sê, laat ek nou sien hoe goed doen hulle vandag. Want he cares for you. Hy gee om vir jou. Daarom kan jy jou rubbish op hom gooi. Sê, Here, vat hierdie bekommernisse vir my, hierdie goeters wat my aandag wil aftrek. Vat jy dit, sorg jy daarvoor. Weet jy wat gaan ek met hierdie tyd doen in plaas van aan dit te dink? Ek gaan hier oor mediteer. Alles wat Jesus gedoen het, kan ek doen. As ek bid oor 'n saak, het ek dit klaar ontvang. Die krag is in my om vir my berg te sê, vir my dit of my dat of my wat ook al jou berg is. Ek gaan op hierdie goed fokus. Jy sorg daai vir my. Kyk net vir ons in die volgende vers. Hy sê, en ons ken hierdie gedeelte op so goed, maar hier's net iets vir die Here vir my gehelp het om te sien. Hy sê, wees nigter en waaksaam, want julle teenstander die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie kan hy verslind. Wie kan hy verslind? Die ouens wat hulle sorge dra. As jy jou eie bekommernisse dra, maak jy die deur vir hom oop. Hy sê, wees waaksaam hieroor. Dit beteken nie, gebruik jou gesonde verstand en sluit jou voordeur nie. Hy sê, wees waaksaam, die goed waaroor jy bekommerd is. Sê dit vir hom, en dan die vyand kan hy jou nie verslind. Dis wie hy kan verslind. Die vyand kan nie almal verslind nie. Onthou net, hy is nie die leeu nie. Hy maak asof hy 'n leeu is. Daar's net een leeu vandag, en dis die leeu van Juda wat saak maak. Hierdie een se tande is getrek. Fritz sê altyd, hierdie leeu het net gums. Hy loop hom. Maar sy tande is getrek. As jou bekommernis op God is, kan hy jou nie verslind. En dan sê in vers 9, ons dit net daaraan herinner, hy sê, hom moet julle teenstaan, standvastig in die wat?
in die geloof. Hier is ons terug by die geloof. Wat is die geloof? Is nie iets wat ek opwek nie. Dis net, Here Jesus, hier's al. My vertroue is op U. Hierdie gemors wat ek op U gegooi het, my vertroue is U gaan daai vir my uitsorg. Dit is hoe ons die vyand teëstaan. Ons gaan nie daar op die hoogste berg en ons bid die hele naweek om nie. En ons gaan gooi olie op alles en ons spat alles en ons vervloek alles en ons brand alles en dis nie hoe ek die vyand teëstaan nie. Staan hom teë in geloof. My God is goed en hy hoef my goed. Die laaste enetjie wat ek met julle wil deel. Markus 6. Hier in Markus 6 kry ons Jesus is besig met sy bergpredikasie en veral hierdie laaste gedeelte leer hy hulle baie oor moenie oor wêreldse goed bekommerd wees nie, want as jy hoef nou nie terug te gaan nie, ek gaan gou vir jou lees, as jy onthou Markus 4 vers Ekskuus, ek het nou gesê Markus 6, Matteus 6, sorry, ekskuus, ek het my eie handskrif gelees nie. Gaan julle na Matteus 6 toe, ek sal net gou Markus 4 ons net herinner. In vers 19 sê dit, en die sorge van hierdie wêreld en die verleiding van rykdom. Verleiding van rykdom. Rykdom lyk vir ons dat dit gaan, daar's iets goed. Dit gaan my vrymaak, dit gaan my losmaak van al hierdie bekommernisse. Ek wil vandag vir jou sê, as daai rykdom nie van God afkom nie, sê jy nog meer gebind wees as wat jy was toe jy niks gehad het nie. Kyk, en jy moet my hart ken, God het niks teen geld nie. God het niks teen rykdom nie. Glad nie. Hy wil elke persoon bless en hy wil graag hê en vir elkeen kan rykdom anders lyk. Vir my persoonlike opinie is God wil hê jy moet so ryk wees dat jy genoeg het vir jou behoeftes en dat jy genoeg het om te kan deel. Genoeg en ekstra. Dis God se opinie, dis my opinie van God se kyk na rykdom. Hierdie rykdom wat hy hiervan praat is net om klomp geld te hê. Hy sê daar's 'n verleiding daarin. En deel van daai verleiding is dit gaan jou tyd steel. Dit gaan jou fokus steel sodat die woord, onthou ons wil by 'n plek kom waar die woord 'n 100voudige oes oplewer. Wat doen ek? Ek hou op om geld te jaag. Ek wil jou gou iets wys. In Matteus 6, nou wil ek aanhou, maar Markus, hier is Matteus 6, in vers 24. Dis 'n gedeelte wat ons so baie al gehoor het, maar ek glo die Heilige Gees het met my iets gedeel. Ek hoop ek moet vir julle dit reg kan oordra. Hy sê niemand kan twee here dien nie, want of hy sal die een haat en die ander lief hê, of hy sal die een aanhang en die ander een verag. Julle kan nie God en Mammon dien nie. Hier's wat ek vir jou wil los. Wie is jou Here? Want jy kan net een Here hê. Die Engels sê dit eintlik vir my so mooi. You can only have one Lord. En dis of geld of God. En ek en jy moet kies.
Die antwoord is maklik wat om te kies. Dis eintlik voor die hand liggend, maar ons moet daai keuse in ons lewe maak. Who is Lord of my life? En kom ons bring dit terug na finansies toe, want ons is daai verleiding van rykdom. Wie is Here van my rykdom? Want hier's wat die Here my wys. Hier's 'n Here, hier's waar ek is, en iemand is slaaf. So as Mammon my Here is, as ek my rykdom in die wêreldse manier soek, wie is die slaaf? God. Nee, hoe kom jy by dit uit? Kom, ek gaan dit vir jou prakties maak. Jy kry hierdie bright spark idee. Hierdie ding gaan die volgende groot ding wees. Of as ek hierdie werk kan kry, ek gaan aansoek doen vir hierdie pos. As ek hierdie pos kan kry, I'm a made man. Here, sal jy net asseblief my CV seën, dat hy bo kom en laat hulle my vat? Wie is die slaaf? Wie is die Here en wie is die slaaf? God seën my plan vir rykdom. Jy die graaf. Hier's waar ek wil wees. Waar as God Lord is. Dit veel meer kan gee. Ek het my worries is joune. Probeer om verder oor te worry. Maar ek wil meer kan. Ek wil graag daai mense kan hê. Ek wil dit, ek wil wat ook al jou in een oggend in jou stilte tyd, of eendag as jy werk toe ry, of jy lees iets en dan spring hierdie pos uit na jou toe, of hierdie idee kom in jou hart in. Hy het verskeie maniere hoe hy met jou kan praat, maar hierdie ding kom na jou toe sonder dat jy dit soek. Jy soek God. Onthou hoe hierdie gedeelte geëindig, vers 33, soek die koninkryk van God. Jy soek God, jy het jou bekommernisse vir hom gegee. Ek jaag nie geld nie, dis nie, my fokus is nie geld nie, ek wil graag meer gee, maar ek wil ek wil kry wat Jesus gedoen het, ek wil doen wat hy gedoen het, ek wil kan sê wat hy gesê het, ek wil sy resultate in my lewe sien, ek jaag hom, en een oggend drop hy dit in jou hart. As jy kyk na 'n ding en jy sê, jy weet net dat jy weet, hierdie pos is van hom af. Wie is nou die slaaf? Dan sit nie, Here, bid, seën my CV nie, en sê, Here, dankie. Hierdie deur is oop. Dankie, wys my, wie kan ek daar bless? Wys my, hoe kan ek 'n invloed hê waantoe U my nou lei? Wys my hoe wys my hoe om hierdie seisoen te kan hanteer. Staan jy nou, skielik werk Mammon vir jou. En hy hardloop agter jou aan met sy slaaf. Want dis God se idee. Dien hom, nou met Mammon my dien. En wat gaan die uiteinde daarvan wees? Onvoudige vrug, sy woord.
Want in hierdie pos, omdat hy dit vir jou gegee het, in hierdie besigheid, omdat dit van hom afkom, is daar altyd vir jou genoeg tyd vir sy woord. Hierdie pos, hierdie besigheid, hierdie wat ook al, gaan nie jou tyd steel nie, want jy het jou bekommernis op hom gewerk. Hy is jou Here. Jy soek hom en al hierdie goed jag agter jou. Hulle is nou die slim. Sê vir my jou nagmaal vat. Daar's baie spesifiek 2 elemente in hierdie nagmaal. Dis vir 'n spesifieke rede is daar brood. Sodat ek en jy kan weet dat vir ons genesing betaal. En ons betaal vir die genesing vir die persoon vir wie jy wil bid. Dit kan jy ook hier uit vrymoedigheid hê. Daar is betaal. Wat vir my mooi is van die berg is, die berg het nie geloof nodig. Die siekte in die ander persoon het nie die geloof nodig nie. Dis die geloof. En ja, as daai ou nou, weet, as die ander een sê, ek soek hierdie nie, dis nie vir my nie, dit gaan weg van my af. Jy kan nou nie iemand dwing nie. Jesus kon self ook in Nasaret as gevolg van hulle ongeloof, kon hy self ook nie daar doen wat hy wou gedoen het nie. Maar as daar ten minste nie teenstand is nie, kan jy na die liggaam toe gaan en sê, as vir hierdie siekte betaal. Deur sy wonde was hy net vir my en jou genesing nie, maar ook vir die ander persoon. Ek glo met my hele hart, dis uit hierdie autoriteit uit, dat Jesus selfs voor die kruis kon doen wat hy in die kruis behaal het, kon hy mense genees. En ek wil hê dat hierdie net vir ons herinnering, hy sê, as jy so dikwels as jy dit doen, herinner jouself daaraan, dat is vir my betaal. Dat is vir my betaal. Ek hoef nie, hierdie is vir my die duidelikheid, ek hoef nie te twyfel, is genesing vir my vir vandag nie. Genesing is daar in die yskas. Dis gekoop, dis betaal voor en dis afgelewer. Ek en jy kan dit net gaan haal. Dankie Here. Jesus sê, hierdie is my bloed in die nuwe verbond. Ek en jy het 'n beter verbond met beter beloftes. 'n Beter verbond met beter beloftes. 'n Beter verbond met beter beloftes. Beter verbond, beter beloftes. Beter verbond, beter beloftes. Beter as wat? Hy het vir Israel gesê toe hulle in die woestyn was, ek is Jehovah Jireh. Ek is die God wat vir jou sal voorsien. Wil jy nie saam met my sien wat is nog beter as dit nie?
Ek dink een van die goed wat ek net aan dink wat beter is dit is ons hoef nie meer te werk daarvoor nie. Hulle moes sekere goed nakom om dit te sien. Ek en jy sit net ons vertroue in Jesus. Here Jesus, die verbond is tussen God en Jesus, tussen die Vader en Jesus. Hulle het die verbond gesny. Ek graag so graag met ons bietjie praat oor verbonde. Maar die verbond is tussen hulle twee sodat iemand hom nie kan breek nie. As jy wil hê Mammon moet jou slaaf wees, maak hom God. Sê Here, ek vertrou op hierdie verbond en deel van hierdie verbond, deel van hierdie beter beloftes is ek het genoeg en ekstra. En jy het 'n beter verbond as wat Abraham gehad het. En hy het vir Abraham gesê, ek sal jou seën sodat jy 'n seën kan wees. God wil hê ek en jy moet kan seën. Hoe wil hy die ou langs jou bless? Deur jou. Hy wil jou gebruik. Beter verbond, beter belofte. Elke belofte is ja en amen in Jesus. En ons herinner onsself daaraan. Hy het die verbond gebring. Ek is net deel daarin, omdat ek my geloof, my vertroue, my hoop in hom sit. Amen. En Here Jesus, U is vir ons verskriklik goed. U is meer, U is beter, U is groter, U is dieper, U is breër, U is hoër as wat ons kan begryp. Maar ek wil hierdie lewe gebruik om daarna te jaag om U hoogte en U breedte en U diepte en U lengte te leer ken. En veral U liefde vir my. Dankie Here dat met die gebruik van die nagmaal ek kan herinner word aan die grootste simbool van U liefde. Christus. Help ons Here dat wanneer soos ons 'n besef kry van hierdie liefde, Here, ek gee nie my bekommernisse van U as 'n laaste uitweg nie. Net as 'n desperate poging uit wanhoop nie. Werp my bekommernisse op U. Ek het besef, U is lief vir my. En ek maak U Here. U is Here van my lewe. Geld van nou af my slaaf wees. In Jesus naam. Amen. Amen. Dankie julle. Ek hoop julle ietsie gekry. Mag julle week so geseënd wees. Mag julle die teenwoordigheid van God ervaar. Mag julle die hoogte, die breedte, die lengte en die diepte van sy liefde in elke aspek van jou lewe sien. Ek wil nie vir jou preek nie, maar as jy dis iets wat ons so mooi, wat iemand vir ons een keer in die college vir ons geleer het. As ek nou hierdie Bybel vat, hy het 'n hoogte, hy het 'n breedte, hy het 'n diepte, hy het 'n lengte. Wow. Diepte is nou 4-dimensioneel. En ons leef in 'n 3-dimensionele lewe. Waar is die 4de dimensie? Want hy praat spesifiek daarvan as om sy liefde te leer ken, die hoogte, die breedte, die lengte en die diepte daarvan.
Ek glo daai vierde dimensie is om dit te ervaar. Die ander kan jy in sy woord kan jy waardes daaraan sit. Jy kan dit begin probeer. Ek besef, ek weet ons gaan nooit by die einde van dit kom nie, maar ons kan dit probeer begin meet, maar daar's 'n diepte. Daar's daai vierde, as ek hierdie 3 dele gemeet het, is daar nie nog 'n deel. Daar's 'n vierde deel om te ervaar. Hy wil hê ek en jy moet sy liefde nie net ken nie, ervaar. En dis my gebed vir julle, is dat julle in elke aspek van julle lewe hierdie week, elke dag, dat daar net iets sal wees wat jou gaan wow. Sjoe, ek het nooit geweet, jy het my so lief. Amen, amen.